ons vanoggend die Here se naam weer kan groot maak en loof en prys. Ek sê altyd vir my, is die lekkerste dag van die week. Dis 'n dag wat jy regtig intiem met die Here kan verbind. Elke dag met die Here verkeer, maar Sondag spesiaal. Sondag is werklik spesiaal. Maar vanoggend gaan ons die Here se naam groot maak, ons gaan loof en prys, ons gaan ons heel beste gee vir hom vanoggend, want die Here het sy beste gegee vir ons. Ons dink ook vanoggend aan elkeen wat siek is, elkeen wat nie kan wees nie vanoggend. Weet alhoewel het weer lekker is, die warm en koud maak mense ook siek. Ons weet dat die Here is die een wat genees, en hy raak elkeen aan. Ons sit net so lang en ons bid. Hemelse Vader, Here, wees daar soos U volg, groot en almagtig. Vader, vanoggend kom ons, Here, en ons sê dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het, Here, om U openlik te kan dien. Vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om saam broertjies en sissies in Christus U naam te kan loof en prys. Vader, vanoggend kom ons gee die diens aan U oor, Here. Ons gee die toestemming om te maak wat U wil maak, Here. Heilige Gees, U is so welkom hier vanoggend. En ons loof en prys vanoggend U wonderbaarlike naam. Amen. Kom ons gaan staan vanoggend en gaan ons die Here loof en prys. Dis so lekker om die Here te dien.
totaal betaal het vir elkeen van ons. Hemelse Vader, Here, ek dank U vir vanoggend se woord. Ek dank U, Here, vir elkeen wat dit hoor. Here, wat dit neem en hulle eie maak, Here, wat dit deel word van hulle lewens. Here, dat dit sal vrug dra in elkeen se lewe. Vader, sal seën my, gebruik my net as instrument vanoggend, Here. En die woord wat ek bring, nie uit my eie uit is nie, Here, maar ek uit die hart uitkom. Maar ek bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Amen. Is eintlik net sit ek neem. Okay, ons maak klaar vanoggend met ons reeks wat ons begin het, so rukkie terug oor die 7 gemeentes in Openbaring. En net so 'n bietjie om ons geheue te verfris. Die eerste gemeente het ons gekyk na die gemeente van die Efese. En die Efese was die gemeente wat hulle liefde verdien het. Alles het gegaan oor wat hulle gedoen het, oor hulle werke. Die het ons gesien, die kerk van Smyrna was daar die een gemeente wat vasgehou het aan die geloof. Hulle het niks gehad nie. En hulle was vervolg, maar hulle het vasgehou. Die het ons gaan kyk na die kerk van Pergamus toe. Die kerk wat kompromie begin toelaat het binne die kerk. Sonde begin toelaat het in die kerk. Begin kompromieer het teenoor die woord. En daarop kom die kerk van Thyatira. En die kerk van Thyatira was baie dieselfde begin doen as wat Pergamus gedoen het. Hulle het verdraagsaam geraak teenoor sondes. Verkeerde lering begin toelaat in die kerk. Toe kom die kerk van Sardes, die kerk wat wakker was, maar toch aan die slaap was. 'n kerk wat geen waarde gedra het binne die koninkryk nie. Die laaste keer toe kyk ons na die kerk van Philadelphia, en ons het gesien dat die kerk van Philadelphia was uiteindelik bitterlik klein, maar hulle was sterk gewees. Hulle kon sterk staan in die koninkryk en hulle het gewig gedra binne in God se koninkryk. En vanoggend gaan ons kyk na die laaste gemeente, die gemeente van Laodicense. Ons lees daar in Openbaring 3 vanaf vers 14. En dit skryf van die engel van die gemeente van Laodicense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is of warm is, maar was jy toch maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lauw is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud, wanneer vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande wat jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oor te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan hom toe, en ek sal met hom maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee, om saam met my op die troon te sit, soos ek ook oorwin het, en ek sal met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie jou oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. So, Laodicense was die laaste van die 7 gemeentes gewees. En Laodicense was 'n ryk stad gewees. 'n ryk ekonomie, sterk ekonomie gehad. Jy weet, geld was nie vir hulle 'n probleem nie. Ongeag soos van die ander gemeentes, maar Laodicense het nie die probleem oor geld gehad. En hulle het vreeslik trots gehad in die feit dat hulle finansiëel sterk is. Hulle het hulle sukses gemeet op grond van hoe hulle finansies gelyk het. Hoe getalle gelyk het by hulle. Sien maar, die ding is, sukses kan nie gemeet word op grond van getalle nie. Sukses kan nie gemeet word op finansies nie. Sukses word gemeet op grond van ons gehoorsaamheid teenoor die Here
Wanneer my wil en my denke en my werke in lyn kom met God, dan kan ek weet ek is waarlik suksesvol. Sien, wanneer ons werke rondom God draai en nie meer rondom onsself nie. Wanneer God die eer begin kry vir dit wat ons doen, vir wat aangaan in ons lewens. Jy weet, wanneer God die eer begin kry vir wanneer ek suksesvol is in my besigheid of in my werk of in my huishouding, dan weet ek sukses kan gemeet word. Sien, dis wanneer ons begin fokus die Here. Laodicea is 'n groot probleem. Een van hulle groot probleme is as hulle fokus het heeltemal geskuif van God af na hulle self. Laodicea het meer gekyk oor wat gaan aan met hulle self. En soos al die ander gemeentes kom die Here en hy openbaar homself in die gemeente. Hy wys vir hulle 'n prentjie van hoe hy lyk. En hy skryf vir hulle, en skryf vir die engel van die gemeente, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skeping van God. God kom en skep 'n prentjie van hulle en hy sê vir hulle, ek is die ene wat alles wil bring. Ek is die ene wat alles laat gebeur, wat alles wil eindig. Ek is die soewereine God. 'n God wat vir niks onmoontlik is. Maar God wat getrou is aan sy woord. 'n God wat hou by wat ek sê. En vir elke gemeente die Here 'n brief omskryf en hy kom skryf hierdie brief aan Laodicea. En as jy Laodicea se brief mooi lees, dan kom jy agter, daar's niks positief wat die Here vir hierdie gemeente sê nie. Geen mooi woordjies nie. Hy sê nie vir hulle het nie goed gedoen nie. Al wat is, hy is besig om hulle te vermaak. Hy is besig om hulle te bestraf met woorde. Sien, Laodicea het twee baie groot probleme gehad. Die eerste probleem was, hulle het gedink, hulle het niemand se hulp nodig nie. Laodicea was deur aangewend beskadig, en hierdie stad het gedink, of die gemeente het gedink, dat hulle kan alles self doen. Hulle kan alles self regmaak. Hulle het die houding begin inneem van, ek kort niemand nie. Ek kort nie die Here se hulp nie. Niemand het nodig om betrokke te raak nie, want ons kan dit self fix. Ons het genoeg geld. Ons is sterk genoeg finansieel, so ons kan alles self doen. Hulle tweede probleem was, dat hulle is warm. Die Here het gesê, ek gaan jou uitspoeg, want hulle is nie warm nie, en hulle is ook nie koud nie. En hy hou nie van hulle warm kerk nie. Hulle het geestelik blind geraak, geestelik aan die slaap geraak. En hulle het op die pad gekom, dat hulle was nie meer afhanklik van die Here nie. Vir die Here was hy was maar op die kant laat geskuif. Dan het ek jou net nodig wanneer ek jou nodig het. Nou, dan sien jy die probleem begin ontwikkel dat wanneer hulle in moeilikheid is, wil hulle na die Here toe hardloop, maar die res van die tyd vergeet hulle. Die Here het nie hulle alles en alles weer geword nie. Rykdom was vir hulle meer belangrik gewees as iets anders. Aardse rykdom het nie waarde in 'n koninkryk van God nie. Ons lees dit in Matteus 6, waar die Here sê, moenie vir jou skatte bymekaar maak op aarde waar mot en roes dit verniel nie, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maar maak skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes dit verniel nie, waar diewe nie eens kan inbreek en steel nie. Maar die probleem is, sien met al die briewe wat die Here aan gemeentes geskryf het, dit is ook vandag van ons. En Laodicea sit ons met die probleem van, ons sit met presies dieselfde probleem as hulle. Presies dieselfde. Ons begin 'n houding inneem van, ek het niemand se hulp nodig. Ek het nie nodig dat iemand anders om my dra nie. Ek wil alles self regmaak. Ek het niemand se hulp nodig nie. Ek soek nie iemand se gebed nie. Ek soek nie iemand
moet agter my staan en vir my sê, ons is daar vir jou nie. Ek wil nie hê ander mense moet weet wat gaan aan my lewens nie. Ek wil nie hê ander mense moet weet dat ek gaan deur 'n struggle. Ons steek weg wat ons wil nie hê mense moet weet nie. Ons gee die prentjie dat ander mense sien dat dit lyk of ons okay is. Maar die binnekant is dit chaos. En dan kom ons raak kwaad vir die Here, want alles raak te veel vir my. Die laste raak te swaar vir my. Ek kan nie meer my struggle deurgaan nie. Dit voel of dinge nie verander nie, dit voel of ek alleen is die hele tyd. Ons kom daar so wat ons dink, ons kan, as ons vir mense dit maar wegsteek, dan is dit vir die Here wegsteek. Maar tog sê God, ek is die ene wat harte en niere deursoek. Psalm 55 vers 22 sê, so here's what I've learned through it all. Leave all your cares and anxieties at the feet of the Lord, and measureless grace will strengthen you. Jy kan nie eens God se genade meet nie. Sien, af en toe moet doen, terwyl ons wil gaan en alles self regmaak, sê die Here moet ons kom en ons moet net 'n bietjie vir hom gee. Matteus 11 sê hy, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is en ek sê julle rus gee. Neem my juk op julle. Leer van my. Ek is sagmoedig en nederig van hart en jy sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Galasiërs 6 sê dieselfde ding vir ons. Dra mekaar se laste. Sien ons moet beveel om mekaar se laste te dra. Ons moet beveel om vir mekaar in te tree, mekaar reg op te hou, om betrokke te wees in mekaar se lewens. Sien, dis wanneer jy op 'n punt kom en jy kan nie eens vir jouself meer bid nie. Wat jy potensies in Christus het wat vir jou bid, omdat jy nie moet hê nie. Weet hoe moet ander jou help, hoe moet ander jou dra, wanneer jy nie wil iemand inlaat nie, wanneer jy nie wil hê hulle moet weet wat gaan aan in jou lewe nie. Ons hoef nie alles vir mekaar te openbaar nie, maar ek skeer ons om te sê, help my nie. Ek skeer ons om te sê, dra my net op in gebed. Sien, maar soos nou Desense geestelik blind geraak het, het dit met ons ook gebeur. Ons het geestelik blind begin word, ons het aan die saak begin word. Ons hoor nie meer die Here se stem nie. Ons sien nie meer wat hy wil gedoen het nie. Ons kan nie meer sien as mense siek is, wanneer mense seer het nie. Ons spandeer nie meer tyd met die Here, soos wat ons gedoen het aan die begin nie. Dan toe jy die Here die eerste keer ontmoet het, die jou hart vir die Here gegee het. Hoeveel tyd het jy saam met hom spandeer? Jy is so gretig om Bybelstudie te doen, so gretig om te bid, gretig om by die Here se voete te sit, en die lewe te aanbeweeg, en ons raak besig, en ons gee prioriteit teenoor wêreldse dinge. Ons sit nie meer vir ure lang in Bybelstudie doen nie. Ons sit nie meer by die Here se voete nie. Sien, dinge het begin 'n routine word vir ons. Ons het 'n sekere tyd om te bid, 'n sekere tyd om Bybel te lees. Maar ek wil volgende vir jou 'n vraag vra. Het die Here nog 'n impak in jou lewe? Klop jou hart nog vinnig en stadig gelyk op dieselfde tyd vir die Here? Raak jou hart wanneer jy met tyd spandeer? Wanneer jy in sy woord lees, hoe lief hy jou het. Sien, of het alles 'n ritueel geword vir jou. Ek staan op in die oggend, ek lees my Bybel, ek bid, ek gaan werk toe, kom huis toe. Vanaand sal ek dalk 'n tafel gebed sê as ons een.
alles een ritueel geword, doen alles op dieselfde manier. Wanneer laas het jou hart vinnig gestadig geword vir die Here? Wanneer laas het jou hart gebrand vir hom? Weet, soek jy nog die Here ten alle tye, of soek jy hom net wanneer het voel jy is in die moeilikheid? Wanneer laas het jy jou hele hart vir die Here uitgestort? En ek praat nie net van 'n gedeelte nie. Jou hele hart. Sien, maar nou hier is 'n klein probleempie wat ons het. Meeste van ons sit met die probleem dat ons het nie meer 'n hele hart nie. Kom ek wys dit vir julle so. Beveel of verbeel jou, hier is jou hart. Jy ontmoet jou eerste liefde. En jou eerste liefde breek jou hart. En dan kom jy op 'n latere tyd in jou lewe en jy kry weer 'n liefde. Daai liefde breek jou hart. En dan trou jy. En jy gee vir jou man of jou vrou jou hart. En jy het kinders. En jou kinders het jou hart. En jy het vriende. En jy gee jou vriende jou hart. En dan kom jy en jy sê, Here, ek gee my hele hart vir jou. Ek gee alles vir jou. Maar ek gee dit vir jou. Wanneer ons vir die Here hart gee, gee ons op 'n stukkie. Want ek het al soveel weggegee. Sien maar, die Here wil kom en hy wil jou hart restoreer. Sodat jy dit vir hom kan gee. Sodat jou hele hart kan behoort. Hy wil al hierdie stukkies vat en aan mekaar sit. As ek aan mekaar sit, gaan jy sien waar die lyne is, waar hy geskeer is en gebreek is. Maar wanneer die Here kom en hy restoreer jou hart, dan sien jy nie meer die stukkies nie. Jy sien nie die krake en die lyne nie. Jy het al ooit vir die Here gevra, Here, restoreer my hart. Sit my hart terug aan mekaar. Amen. Sodat jy my hele hart kan kry. En hoe wat jy jou hele hart dan vir die Here gee, dan kry die ander mense die voordele daaruit. Maar dan dra die Here die laste. Dan kan jy dit nie dra nie. Die Here skryf vir Laodicea, hy sê vir hulle, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan om toe. En ek sal met hom maaltyd hou. En hy met my. Die Here het hulle gesê, ek wil fellowship met julle hê. Ek wil 'n spesiale tyd met julle hê. Hy het hulle gesê, bekeer van dit wat julle gedoen. Draai terug van die verkeerde manier af. Kom terug na my toe. En volgende kom die Here en hy vra presies dieselfde vraag aan ons. Hy sê vir ons, ek staan by die deur en klop. Wil jy nie vir my oopmaak nie? Wil jy my nie laat inkom nie? Terwyl jy almal uitgesluit het, terwyl jy mure gebou het, om mense buite te hou. Wil jy nie toelaat, dat ek die mure afbreek nie? Wil jy nie toelaat, dat ek jou hart restoreer nie? Dat ek met jou tyd spandeer. Ek wil spesiale tyd met jou hê, wil jou verander en vernuwe. Josua het geskryf, en Josua 24 geskryf, en hy sê, maar as het verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag vir julle wil dien. Of die gode is op die vader wat ook in die vraag gedien het, of die gode van Amorite, en dan skryf my, maar ek en my huis sal die Here dien. Sien Josua, stel 'n vraag aan die mense, hy sê vir hulle kies. Maak die keuse. Kies wie se plek eerste prioriteit in jou lewe wees. Kies aan wie jou hart werklik behoort. Matteus 6, vers 20, sê waar jou stad is, daar in jou hart wees.
groot wat prioriteit vat in jou lewe, is waar jou hart gaan wees. Amen. En ek leer saam vanoggend, en ek sê ek wil jou leer. Kies. Die Here voor jou staan vanoggend en hy sê vir jou, kies. Jy moet 'n keuse maak waar jou prioriteit lê. Jy moet 'n keuse maak om jou hart nie volle gaan behoort. Jy vra wil nie vandag vir hom maak nie. Wil jy nie vir hom kans gee dat hy jou hart herstel. Amen. Wil jy nie kans gee dat jy weer op 'n plek kan kom waar jou hart en brand gaan wees vir die Here. Waar mense dit nie in die brand maak, maar waar die Here se Gees kom en jou hart self in die brand steek. Maar dit vinnig en stadiger klop, alles op dieselfde tyd. En jy op 'n plek kom waar jy jou hart voor die Here uitzoek. Alles vergeet nie. Al jou laste vergeet nie. Dat jy sal toelaat om weer beheer te wees van elke ding in jou lewe. Dat jy sal toelaat om weer eerste te wees in jou lewe. In plaas daarvan om te sê ek wil alles self fix. Ek wil alles eers self probeer regmaak. En as ek dit nie regkry nie, dan sal ek miskien die Here kans gee. Sien, hoe wil ons alles eers self fix? Terwyl die Here daar is om dit vir ons reg te maak. Amen. Terwyl hy daar is om ons laste te vat. Elke oog gesluit vanoggend. Kyk nie. Vanoggend staan die Here voor jou. En hy staan by jou deur en hy klop. En hy vra vir jou, wil jy nie oopmaak nie? En hy vra vir jou, wil jy my nie 'n kans gee nie? En die Here is daar. En hy vra vir jou, jy moet volgende keuse maak. En wie behoort jou hart? Waar lê jou prioriteite? Maar hy gee ook volgende geleentheid om vir hom te sê, Here, herstel my hart. En ek gaan dit uit volgende, maar ek vra, as jy vanoggend vir die Here wil sê, Here, hier is ek, maak my hart nul. Van my hart, al die krake, vat al die pleisters af. En maak dit gesond. Here, sodat ek nog hierdie hart vir jou kan gee. Sodat jy my eerste prioriteit sal wees. Ek verseker, ek vraag jou man, ek sal aan jou bid volgend. Dankie. Hemelse Vader, Here, ons kom volgend. Here, ons is stikkende mense, Here. Ons is nie perfek nie. Here, deur die jare het ons stukkie van ons hart weggekeer vir mense. Terwyl het daar eindelijk aan die woord. Vader, ons vra dat jy vanoggend sal kom, Here. Dat die Heilige Gees in kom, Here. Met die sagtheid wat hy het. Dat hy sal kom en ons hart te herstel. Elke stukkie by mekaar sal sit. Ons hart totaal al sal vernuwe, Here. Ek dank die Here dat ons nie vanoggend dieselfde sal uitstap as wat ons hier ingestap het nie. Here, dat ons totaal al vernuwe is. Ek dank die Here dat ons harte weer in brand steek, Here. Here, dat ons harte vinniger en stadiger sal opvlieg. Alles op dieselfde tyd. Ek dank die Here dat ons kan sê, Here, hier is ons eerste prioriteit. Dat daar is geen ander een behalwe U nie. Vader, en ek loof en prys U vanoggend vir herstel wat gebeur het, Here. Here, soos wat U herstel het, Here, so die seer weg
gedoen het. Ons loof en prys die wonderbare naam. Amen. Net so paar vinnige lenings vir die week wat ook vanaand gaan aan die woordskool wees met die lang naweek. Dan volgende Saterdag is ons namesteek. Ek is gewone, ja, en anders ook nou baie gewone dinge is besig om te gebeur. As jy weet van mense wat moet voorkom, asseblief stuur net vir my naam, dat ons net kan regmaak vir die getalle en alles aan die tafels reg sit en al die boksies gereed kan kry. En as al mense is wat rarig wil kom, wat nie die finansies het nie, maar is daar uitgesort. Die Here sorg vir alles. Ons is opgewonde van wat die Here volgende week gaan doen. In die middag. Ons begin op Vrydag werk. Ons weet, maar ek wil ook vanaf vir julle bid. Ja, reg en vir die vrouens wat kom, daar is vrouens wat ek weet wat kom, wat baie siek is. Baie siek. En ons weet dat die Here gaan wonderwerk doen daar die dag. Wij gaan gezond maken, wij gaan genees. Dan die 10, so dit is die naweek daarna, die Saterdag daarna is ons moedersdag nog by. Asseblief, gee julle name vir my, dat ons kan weet hoeveel koos ons om recht te maak, die mans gaan lekker koos maak, hulle beloof ons aan die paak kry nie. Ons gaan alles wat lekker is. So die mans gaan ons weer lekker ontbijt maak daar die oggend, terwyl al die dames bederf. April, my maand is amper soos, hierdie my maand is amper nie soos vrou maand. So volgende week bederf, die week op word tot bederf. Augustus maak ook nog weer bederf. So, verder is maar nie veel aan die gang nie. Die boodskap was weer iemand bezig wat so niks te gaan weer verder gaan. Kom ons gaan vanoggend ons liefdesoffer vir die Here reg kry. En ons gaan hom eer daarmee. Ek vra dat doen vir ons op dit vir die offers. Sluit die oor. Heer, ons liefde volmaak, Vader, dankie vir die geleentheid. Ons het in ons groot nie. Dankie vir elke Matthäus wat finansies kan aanvul. Dat hulle moet ook ons opgee, dat hulle moet gaan. Ons vra dat die kerkpad sal sien en die wijsheid en insit sal gee om die finansies te bestuur tot eer verheerliking van die naam. Vra het Jesus naam. Amen.